13 minute oor 7 op hierdie Woensdag die 4de Junie en is 'n belangrike maand dit is. Hierdie maand is dit kinderbeskermingsmaand. Saam met my 'n bietjie daaroor te gesels is Ritia Verster. En Ritia, baie goeiemôre en weer eens welkom hier by ons in die ateljee. Baie dankie. Ritia, vertel vir my eers, waaroor gaan die maand? Wel, kinderbeskermingsmaand gaan oor die welstand van kinders. So dit is hulle fisiese welstand en dan ook emosionele welstand, en ons moet kyk na mishandeling en verwaarlosing van kinders. En dit is nie net minder bevoorregte kinders nie, maar dis kinders van alle aspekte en alle spektrums van die lewe. Of jy nou ryk of arm is, dit is al die kinders. Ritia, vertel vir my, wat is van die groot goed waar ons moet vooruitkyk? Waarteen moet ons kinders beskerm? Wel, ons moet veral kyk na, soos ek sê, vir mishandeling en verwaarlosing, en dit kan ons weer opbreek in kleiner groepe. So jy het jou fisiese mishandeling, en dit is wanneer 'n kind deur 'n volwassene fisies seer gemaak word, wanneer hulle geslaan of geskop of gebrand of geskit word. En dan kyk ons ook na emosionele mishandeling. Dit is 'n baie groot ding, so jy kan nie daai merke sien nie. Maar 'n kind wat die heeltyd afgekraak word, sy selfwaarde word afgebreek, is konstante kritiek, hy word gedreig, as jy nie iets doen nie, dan gaan ek dit en dit doen. So ons kan nie ons kinders dreig nie, dit is emosionele mishandeling. En dan seksuele mishandeling, wanneer 'n kind gedwing of betaal word om sekere goeders te doen. En dan kyk ons ook na verwaarlosing. En dit is nogal 'n groot ding, en dit is wanneer daar nie na 'n kind se basiese behoeftes omgesien word nie. En dit kyk ons na fisies, so hy kry nie kos nie, hy het nie klere nie, hy het nie toesig nie, hy het nie skuiling nie. En dan medies, 'n kind is geregtig op medies. Dit hoef nie die beste medies te wees nie, maar basiese mediese behandeling is belangrik. En dan 'n opvoeding, kinders het die reg op 'n skool of om geleer te word, en dan emosioneel. Ons kinders word emosioneel baie keer so afgebreek, so ons moet kyk dat hulle genoeg aandag kry en dat hulle emosionele behoeftes opgebou word. Nou, Ritia, ons het vroeër gepraat, jy het gesê, die kinders wat, jy het vir my baie mooi ding gesê, daar is kinders wat regte het, maar saam met regte kom verantwoordelikheid ook. Dis reg, ja, so ons kan veral kyk na ons groter maatjies, so jy het die reg op skuiling. Dit hoef nie die mooiste skuiling te wees nie, maar jou verantwoordelikheid daarvolgens is dan om te kyk dat jou plekkie waar jy bly, dat jy dit skoon en netjies hou, dat jy jou kamer reg hou, jy die reg op opvoeding op 'n skool, maar is jou verantwoordelikheid om te leer, dis niemand anders se verantwoordelikheid om dit te doen nie. En jy die reg op versorging, maar dan moet jy ook kyk dat jy na jouself kyk. So dit is meer op ons groter kinders van toepassing. Jy het die reg op kos, maar dan moet jy, as jy nie kan vleis kry nie, moet jy dit wat jy kry waardeer en jy moet dit eet. So met elke reg is daar ook 'n verantwoordelikheid wat kinders moet besef, en dit is ook jou ouers se werk om dit vir kinders te leer, dat jy kry goed, dis jou reg, maar is jou verantwoordelikheid om dit te waardeer en dit op die regte manier te beheer. Ritia, dan ook laastens, 'n deel van kinderbeskerming is om ook seker te maak die skool en die tersiêre inrigtinge waartoe jy hulle stuur, is ook ingerig en reg om die beste beskerming vir jou kind te gee. Ja, dis korrek. Ons hoef nie altyd te kyk na die duurste en die beste skole nie, maar ons moet kyk na die skole wat die behoeftes van die kind en jou kind nakom. So dit moet 'n skool wees waar die kinders raak gesien word, waar hulle menswaardigheid in ag geneem word, waar hulle ouderdom en emosionele en fisiese ontwikkeling van belang is en ook in ag geneem word. So ons hoef nie 'n kind te sit in 'n skool waar daar 30 kinders in 'n klas is nie. Jy kan na die kleiner skole toe gaan waar hulle meer individuele aandag kry. Daar's niks meer fout daarmee nie. So ons moet kyk na ons kind se persoonlikheid en behoeftes. So dit gaan nie oor die geld en die status nie, of die name van die skole nie. Dit gaan oor waar jou kind die gelukkigste sal wees. Ritia, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd, en baie dankie dat jy met ons kom gesels het hierdie kinderbeskermingsmaand. En ek hoop jy maak vinnig weer draai by Milieu FM. Baie dankie julle. Dis Ritia Verster wat 'n draai by ons kom maak het. Hierdie maand natuurlik kinderbeskermingsmaand. Elke Woensdag 6:15 gaan ons 'n gesprek hê. So onthou om daarvoor in te skakel op Milieu FM, kos vir jou ore.